Ek gaan vir ons saam lees uit die woord van die Here in 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. En ons gaan vanaand vir die laaste keer dan na 1 Tessalonisense 2 kyk en die spesifieke onderwerp van hoe ons God kan verheerlik. Nou, terwyl ons soontoe blaai, daar's baie dinge wat ons in die woord van die Here geleer word waarin ons God kan verheerlik. En dis 'n baie wye onderwerp om in die woord van die Here te bestudeer en te ondersoek, wat regtig die moeite werd is om op 'n stadium 'n studie vir jouself daarin te loods, want dit is diep gegrond in die woord van die Here. Eintlik is dit so dat van bladsy 1 tot die laaste bladsy in die woord van die Here gaan oor hoe ek en jy God kan verheerlik. En mense soos ek en jy, wat die keuse en die kans gehad het in die lewe om God te kon verheerlik. Sommige het dit gekies, ander het daarteen gekies. En daarom het ek en jy opnuut weer eens die voorreg om onsself te speel in die woord en onsself te weeg daarin. Mag die Here ons help om altyd daardie keuse te maak vir die eer van die Here en vir sy heerlikheid. Ek lees vir ons voor vanaf vers 1. Hy sê, julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsig nie. God is ons getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester, terwyl ons na julle verlang het. Was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe. Omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning. Want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het en julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het, en God nie behaag het nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, maar die toorn het oor hulle gekom, tot die einde toe. Maar nadat ons, broeders, 'n kort tydjie van julle geskei was in persoon, nie met die hart nie, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. Daarom wou ons na julle toe kom. Ek, Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Want julle is ons eer en blydskap. Dit daardie is die woord van die Here en praat ons vir mekaar oor hoe dat ek en jy 'n wonderlike voorreg het om God te kan verheerlik. Hy sê in ons geleesde gedeelte in vers 4, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God
wat ons harte beproef. As jy in die sonnaskool groot geword het, dan het jy baie die ou boodskapie gehoor van 'n onderwyser of onderwyseres of 'n fasiliteerder, wat altyd vir ons gesê het dat ons lewens moet 'n lewe wees vir die heerlikheid van God, vir die verheerliking van die Here. En dit was nie sommer net 'n ding wat uitgedink was deur 'n individu nie, dis inherënt, dwars deur die woord van die Here, is dit een van die sentrale temas. Hy vra nie dat ons hom sal verheerlik, omdat hy dit nodig het nie. Hy vra nie dat ons hom sal verheerlik, sodat hy beter voel oor homself nie. Hy vra nie dat ons hom sal verheerlik, omdat hy dit nodig het, om te verstaan wie hy is nie. Hy vra nie dat ons hom sal verheerlik, omdat hy iets daarin nodig het nie. Hy vra dit, en hy gee dit vir ons as 'n opdrag, omdat hy dit waardig is. En daarom moet ek en jy ons lewens voor die Here in oënskou neem. En ek gaan op 'n baie eenvoudige en kinderlike wyse wil ek vanaand na 'n paar van die gedagtes kyk, en daar's 'n hele string van hulle wat uitstaan. En daarom wil ek kyk, hoe kan ek en jy God behaag om God te verheerlik? Want soos ons dit sien dwars deur die woord, het ek en jy 'n verantwoordelikheid voor die Here om dit so te leef. So waarom sal ons die Here verheerlik? En die eerste ding waarom ons die Here sal verheerlik, is oor wie hy is. Hy is die waaragtige, hy is die getroue. Psalm 135 vers 4 sê, want die Here het Jakob vir homself uitverkies, Israel as sy eiendom. Waarlik, ek weet dat die Here groot en ons Here bo alle gode is. Alles wat die Here behaag, doen hy, in die hemel en op die aarde, in die see en al die dieptes. Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, en die wind uit sy skatkamers laat uitgaan. Dit sê vir ons net 'n stukkie, 'n klein deeltjie van wie hy is, en waarom hy dit waardig is, dat ons hom behoort te verheerlik in en deur ons lewens. Hoe wonderlik is dit, dat ek en jy die kans het in ons lewe, om so 'n God te kan vereer, om so 'n God, wat die skepper van die heelal is, en wat dit in stand hou vir al die jare, te kan vereer deur jou en my lewe. Hy wat die verlosser is, hy wat die koning van die konings is, hy wat goed is, getrou is, wat waaragtig is, wat vol van liefde is. Hy wat vol van simpatie is, vol van geduld en vol van empatie, en altyd daar is om 'n hand uit te strek na 'n soekende siel. En ek en jy het hierdie wonderlike voorreg om hierdie God te kan verheerlik. Hy is die bron van lewe. Hy is die gewer van elke goeie gawe. Hy is die helper, hy is die wysheid, hy is die rots, hy is ons skild, hy is ons skuilplek, en ons het die wonderlike voorreg om hierdie een wat deur dit alles beskryf kan word, te kan verheerlik deur jou en my lewe. En op hom bou ons lewe. En deur hom vind ons lewe. Ons vind beweging en ons vind ons bestaan in hom as die bron en die anker van alles wat ons ooit kan wees en alles wat ons nog ooit in ons leeftyd was. Hy is alles wat ons ooit kan wees. En sonder hom is ons niks. En daarom het ons hierdie wonderlike voorreg om hom te kan verheerlik in ons lewens. En ek en jy kan God verheerlik vir soveel redes. In ons lewens en deur ons lewens. Nou Romeine 4 vers 20 sê die woord, hy, Abraham, het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. So die eerste wat vir my uitstaan is, in jou en my lewe kan ons God verheerlik deur die geloof. Ons kan God verheerlik net soos hierdie man Abraham, omdat ons daardie geloof wat hy in ons lewens kom opwek, wat hy in ons harte kom aan die brand steek, daardie geloof wat hy in ons kom plaas, daardie ou mosterdsaadjie, ons kan God verheerlik deur daardie ou klein bietjie geloof wat ons maar net getrou aan God kom wy, en hy kan dit gebruik vir sy eer en vir sy heerlikheid. En ek en jy het daardie kans om in ons lewe in geloof God te kan verheerlik, want hy bly getrou. En ons kan hom verheerlik deur daardie geloof aan hom toe te wy, God te vertrou vir die klein dingetjies, vir die groot dinge van die lewe. Soms lyk dit asof daar geen sinse verandering of 'n uitkoms is in ons lewens nie, maar ons moet bly vashou in die Here in geloof, en daarin kan ons God verheerlik. Selfs wanneer ons nie die antwoord op die lewe het nie, selfs wanneer ons nie die woord het om 'n sinvol te maak nie, is hy altyd daar, want hy sê dat hy dit gee vir die wat hy liefhet,
selfs in hulle slaap. Wat 'n wonderlike voorreg om God so te kan aanbid, om God so te kan verheerlik, soos 'n Abraham van ouds, in wie God daardie geloof kom plant het. En ons kan hom daardeur verheerlik. Ons kan by Noag leer hoe om God te verheerlik in geloof. Om vir 120 jaar getrou te bly, gehoorsaam te bly. Ons kan by Moses leer hoe om God te verheerlik, om getrou te wees aan daardie roeping van die Here. Maak nie saak wat die uitkoms sou wees nie. Ons kan leer van Henog af, wat met God gewandel het in geloof, en ons kan leer van hom af hoe om God te verheerlik in hierdie geloofswandel met die Here, tree vir tree en dag vir dag. Ons kan leer van Job, in die swaar dele van die lewe, hoe om ons vertrou en ons geloof in God alleen te kom plaas, en God te verheerlik, en daardie geloof om te verstaan, waar pas ek in, en wie is ek in hierdie verhouding met die Here. Ons kan leer by Jesaja, ons kan leer by Jeremia, ons kan leer by Daniel, van wie julle lewe weggeskeer word, waar sy tuisland weggeskeer word, waar alles wat vir hom belangrik weggeskeer word, en hierdie jong seun eindig op, in 'n vreemdelingshuis, wat 'n tiran is, wat sy huis aanval, wat sy ouers vermoor, wat sy naam en sy voedsel, alles van hom al wegskeer, maar sy het vertroue bly in die Here, en ons kan God verheerlik, deur te let op daardie voorbeeld. Hulle leer ons, wat is geloof, wat God verheerlik. En daarom moet ons hierdie woord diep in ons harte bære, sodat ons daardie woord van hierdie mense kan gebruik en kan toepas in ons lewe, om God te kan verheerlik in ons geloofslewe. Want dit is hoe ons die Here kan verheerlik. Want hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, of 'n mens se kinders hom sou berou nie. Daar's geen ommekeer in hom, of enige moontlikheid van wegdraai van hom nie. Nee, sy arm is nooit te kort om te help, en sy hand is nooit te ver om te ondersteun nie. Hy's altyd naby, hy's altyd daar, en hy's altyd met ons in elke omstandigheid. En ons kan en ons moet hom altyd vertrou, en ons volle geloof in hom alleen plaas. Daarin kan God verheerlik word in jou en my lewe. Maar ons kan God ook verheerlik deur vrugbaarheid. Jou verheerliking van die Here hang af van hoe vrugbaar jou lewe is. En as jy 'n boom is wat nie vrugbaar is nie, kan jy nie vir die heerlikheid van God 'n getuie wees nie. Kan jy nie 'n toonbeeld wees van God se werking in jou lewe nie. Johannes 15 leer vir ons hoe dat ons vrugbaar moet wees, hoe dat ons vrug behoort te dra, soos 'n wingerdstok vrug kan dra. Ja, want ons is die lote wat die vrug behoort te dra. Dis ons verantwoordelikheid om vrugbaar te wees voor die Here. En die woord van die Here sê vir ons in vers 8, dat as ons vrugbaar wil wees, dis vir sy verheerliking. Dit verheerlik die Vader, wanneer ek hom toelaat om sy vrug in my lewe te kom wys. So wat 'n vrug is daar in jou en my lewe? Is daar dalk 'n bietjie nog vrug van die vlees? Is daar dalk nog 'n bietjie vrug van my mens wees? Is daar dalk nog 'n bietjie vrug van die dinge van die lewe, en al die vrug wat daar nie behoort te wees nie, en alles behalwe dit wat God in ons kom werk? Dan moet ons die Here vertrou en sê, Here, kom snoei weg. Kom maak ons daar die vrugbare lote, sodat U daarin verheerlik sal word, want in vrugbaarheid word God verheerlik. Die derde een is om die Here te kan verheerlik, kan ons dit doen deur goeie werke. Efesiërs 2 vers 10 sê dat ons God ons gemaak het wat ons is, en dat ons lewens behoort oor te loop van goeie werke. Jakobus sê, wys jou my geloof, dan wys ek jou my werke. Want hierdie geloof en hierdie werke loop hand aan hand met mekaar saam. Daar kan nie geloof wees sonder werke nie, want die werke is waar dit uitwerk in jou lewe, en die geloof sigbaar word in jou lewe. Dit is so gekoppel aan daardie selfde vrug. En elkeen van ons moet lig in hierdie donker wêreld wees, deur die goeie werke. Nie omdat ons goeie werke doen sodat ons iets kan bekom daaruit nie, maar uit 'n hart vol van dankbaarheid, lof en aanbidding voor die Here, sodat ons God kan verheerlik deur ons werke. Verder kan ons God verheerlik in ons liggaam, in jou mens wees, in jou fisiese dag vir dag lewe. Jy weet dalk nog nie, maar jou liggaam behoort nie aan jou nie. Die woord van die Here sê vir ons 1 Korintiërs 6 vers 20, dat jy is duur gekoop.
En jou liggaam en my liggaam behoort aan hom. En daarom behoort ons liggaam vir die heerlikheid van God gebruik te word. En dit behoort hom tot verheerliking te wees. En baie maal is dit meer tot verheerliking van my. En pas ons nie hierdie liggaam op wat God vir ons geskenk het nie. Want hy verwag van ons om dit te doen vir sy verheerliking. Ja, in hierdie liggaam kan ons tyd aan hom toewy om hom te verheerlik. Kan ons die krag wat ons in hierdie liggaam bymekaar maak, kan ons gebruik om God te verheerlik. Elke geleentheid, elke bietjie kennis, elke bietjie van die gawes wat hy ons kom gee het, kan ons gebruik om God te kan verheerlik en moet ons hom daarvoor vertrou. 'n Ander manier is om so ver as moontlik weg te vlug van enigiets wat hierdie liggaam van ons kan skade aandoen. Ek praat van eetgewoontes, ek praat van 'n gesonde lewe, ek praat van 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het in hierdie lewe met hierdie liggaam wat God vir ons kom gee het. En dan praat ek weer heel eers met myself. Want ons liggaam is 'n tempel van die Here. En ons moet dit so behandel, soos daardie kosbare woning wat hy onder die volk kom oprig het. Verheerlik ek en jy die Here in ons liggaam. Of aanvaar ons dit maar net as vanselfsprekend. Ja, deel van my liggaam is my gedagtes waarin ek God behoort te verheerlik. En baie maal sukkel ons met ons gedagtes, daarom moet ons vernuwe word. Daarom moet ons anders begin dink, want in hierdie liggaam van ons kan ons God verheerlik deur elke gedagte wat deur ons gedagtes gaan. En moet ons God daarvoor vertrou. Ons kan hom ook verheerlik in elke deel van dit wat ek doen. Elke deel van dit waarmee ek myself besig hou, elke deel van dit wat ek dag vir dag mag doen, daarom behoort die eer van God my eerste prioriteit te wees. In hoe ek dit doen, in waarom ek dit doen, in wanneer ek dit doen. So hoe sal God verheerlik word in dit wat ek en jy doen? Jy sal sien dat dit die gewone ding is wat na buitentoe uitgestraal word. Wanneer ons die norm van ons lewens begin leef. En ons baie maal so tevrede is. Maar daar waar ek wasgoed was, en daar waar ek die vloer moet vee, en daar waar ek onder die kar moet inkruip, en daar waar ek besig is in die werksplek, met die onbenulligste ou werkie wat ek mag nodig hê om te doen, daarin kan ek God verheerlik, en dit is ons 'n verantwoordelikheid om God te verheerlik, in elke deel van dit. Besluit om jou werk te doen vir die eer van die Here, en kyk hoe transformeer hy elke deel van jou dag. Besluit om dit te doen met soveel meer vreugde, want in daardie vreugde word dit sigbaar. En weer eens kom praat die Here met my en hy kom wys vir my, Johan, let daarop dat jou lewe sal getuig, dat jou lewe sal oorloop daarvan, sodat ons daardie bruikbare instrumente sal wees, dat in ons gedagtes, in wat ons doen, in ons liggaam, in ons wese, is ons deurdrenk van hierdie boodskap van die heerlikheid van God wat sigbaar is. So neem vandag 'n besluit om God te verheerlik op enige moontlike manier vir die eer van God. Maar deel van jou en my lewe is dat ons hom kan verheerlik in die manier hoe ons navolgers is. Navolgers van elke liewe woord van die Here. Navolgers van die mense wat ons voorgegaan het. Navolgers van mense wat hierdie pad geloop het, van 'n groot wolk van getuies wat hierdie weg volbring het. Navolgers van mense wat die getuienis gelewer het. En ek en jy het 'n kans in die leeftyd om God te verheerlik, omdat ons daardie navolgers is van die regte pad, van die regte keuses, van die regte besluite. Paulus kon nie verantwoordelikheid vat in al hierdie gemeentes vir alles wat skeef loop nie, maar hy kon seker maak dat sy lewe God verheerlik. Want net soos wat hy ander genoop het om sy navolger te wees, so moes hy ook 'n navolger wees. En ek en jy is soos Paulus. Ons is leiers in die dag waarin ons is. Ons is leiers in 'n samelewing, in 'n gemeenskap. Jy's dalk 'n leier in jou huis of in jou familie. Jy's dalk 'n leier in 'n bediening. En elders in jou lewe is jy 'n leier soos wat Paulus 'n leier was. En die ouer geslag is leiers vir die jonger geslag. En die jonger geslag is die leiers van môre. En ons is die leiers in die werksplek. Ons is die leiers in die families, ons is die leiers in hierdie samelewing, waar daar soveel uitdagings, soveel onduidelikhede is. En daarom moet ons so ernstig God verheerlik, deur navolgers van die woord van die Here te kan wees. Paulus wys ons hoe dit gedoen behoort te word. En as 'n mens kyk na wat Paulus doen in hierdie gedeelte, dan is dit eintlik baie kosbaar.
Want wat Paulus doen, stel vir ons 'n mooi voorbeeld en 'n mooi standaard. Hoe is dit moontlik dat een man so besonderse impak kan hê? Maar net omdat sy hele lewe daarin deurdrenk was, om vir die heerlikheid van God te kan leef. En wat kan ek en jy leer hieruit? En hoe kan ek en jy meer bruikbaar wees vir die verheerliking van die Here? As leiers in ons dag, in ons samelewing, in ons omgewing. En hoe kan God verheerlik word in jou en my leierskap? Hoe stel ons nie baie maal te leer? En soms stel ons onsself te leer, as ons besef, hoe lyk ons lewens nie. So ek en jy het die geleentheid om God te kan verheerlik, as ons soos Paulus kan fokus op die woord van die Here, as leiers in ons dag. 1 Timoteus 2 vers 2 sê die woord, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in ons God vrymoedigheid gehad, om aan julle die evangelie van God te verkondig, onder veel stryd. Meer nog, eintlik ook in ons eie lewe. Hierdie man sê, hy kon 'n voorbeeld wees vir mense, om die God van die heelal te verheerlik, deur te fokus op die woord van God. En hy het vrymoedigheid gehad om hierdie woord vir homself toe te pas in sy lewe. En hy het vrymoedigheid gehad om hierdie woord toe te pas in 'n gemeente en dit te bedien. Hy het vrymoedigheid gehad om dit te bedien vir elke een wat nood gehad het. Te midde van sy eie mishandelinge, te midde van sy eie omstandighede. En ons weet dat hierdie mishandelinge ontneem mens baie maal van vrymoedigheid. Ons weet dat daar baie dinge baie keer oor ons pad kom, wat so maklik maar net daai vrymoedigheid kom steel. Maar daarom het ons juist nodig om te fokus op die woord. Daarom het juist nodig om te fokus op die blye boodskap. Want net so blye boodskap soos wat dit is vir die mense daar buite wat nog verlore is, so blye boodskap is dit vir jou en vir my. En ek en jy het hierdie wonderlike voorreg om te kan fokus op die evangeliewoord, wat harte en lewens kan kom nuut maak. Ek en jy kan soos Paulus fokus op hierdie woord, wat die antwoord op die lewe vir ons bied, wat die nering van sy siel is. En hierdie woord behoort vir jou en vir my presies net dit te wees. Paulus is daar die leier, wat die Here verheerlik in die hitte van die stryd, omdat hy kan fokus op die woord van God. Jy sien, die mens kan baie maklik begin fokus op omstandighede, baie maklik begin fokus op die besigheid, baie maklik begin fokus op die gesondheid en op die dinge wat rondom ons gebeur. Want ons reageer baie maal uit ons vlees uit. Ons sien dinge en ons reageer daarop. Ons hoor dinge en ons reageer daarop. En almal van ons maak hierdie fout. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, kom werk in ons, dat ons sal fokus op die woord. Want as ons kan fokus op die woord, kan ons God verheerlik daarin. Want dis wat ons behoort te doen. Dis waarin ons leiers is. Ons is juis leiers om mense te wys na die woord van die Here toe. En heel eerstens in ons eie lewe. En soos wat Paulus kon fokus op die ware evangelie, daardie lewegewende woord, daardie woord wat alles kom nuut maak, daardie woord wat lewendig en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard is, daardie woord wat die verskil in sy lewe gemaak het, en daarom kon hy leef vir die verheerliking van die Here. En ek en jy het daardie voorreg. Ons kan dieselfde woord toepas in ons eie lewens. Soms is daar baie nodige dinge waarin ek en jy leierskap moet opneem, waarin ek en jy moet leiding neem, en sonder die woord van die Here gaan dit in die vlees gedoen word, maar in die vlees is dit gevaarlik. Maar dis die woord van die Here wat skoon was. Dis die woord van die Here wat lewend maak. Dis die woord van die Here wat ons altyd bring by die waarheid. En so kan ons God verheerlik. Want in die woord is daar wysheid. In die woord is daar krag. In die woord is daar soveel wondere. En in die vlees gaan ons altyd kort kom. So die wêreld sou sê, jy moet fokus op die wysheid van ons dag. Hulle sou hulle self fokus op die trends, op die mode van die dag. Maar God verheerlikende leiers, God verheerlikende mense is mense wat altyd terugkom na die woord. Want al die res is nie konsekwent nie, maar die woord bly konsekwent. Daardie woord wat die toets van tyd deurstaan het, daardie woord wat onwankelbaar is, daardie woord wat die ekonomie van 6000 jaar geoorheers het, daardie woord wat altyd 'n antwoord het wanneer 'n mens paniekerig word, daardie woord wat altyd
wanneer die wêreld polities belaai is, elke antwoord in die woord het waarna ons kan fokus. So ons kan so maklik ons ore uitleen na mense opinies. Ons kan so maklik ons ore uitleen langs 'n braaivleisvuur en beïnvloed word en baie maal negatief beïnvloed word. En die eerste ding wat daarmee verlore gaan is die eer van God. En daarom moet ons vir die Here vra, Here, help ons asseblief, dat ons altyd maar altyd ingestel sal wees om gefokus te bly op die woord van die Here. Want solank as ek kan fokus op die woord, solank kan ek God verheerlik. Maar sonder die woord sal ons nie God kan verheerlik nie. God verheerlikende leiers leen nie hulle ore en hulle harte uit nie. Hulle is gefokus op die woord. Want die res is net mense opinies. En jy het 'n keuse. Gaan jy jou ore uitleen? Gaan jy jou hart uitleen? Gaan jy let op opinies? Of gaan ons let op dit wat vas is? Oor 6000 jaar. Jy sien, want wanneer dit gaan oor die woord, gaan dit nie meer oor jou waarheid en my waarheid nie. Wanneer dit gaan oor die woord, gaan dit daaroor om die woord toe te pas in my lewe en te leef deur my lewe. Dan kan ons navolgers wees van iets wat waardevol is. Want ek kan jou navolger wees, of jy kan my navolger wees. En as ons 'n kerk wil breek, dan gaan ons dit doen. Maar as ons die woord van God kan navolg, is daar soveel seën daarin opgesluit. As ons die woord van God so kan fokus op, dan kan ons by die plek kom waar Paulus gesê het, ek is my van geen ding bewus nie. Wanneer ons op die woord van God so kan fokus, dan kan ons sê, vir my is die lewe Christus nie, sterwe is wins. Wanneer ons so kan fokus op die woord van die Here, dan kan ons gehoorsame, diensbare leiers wees, wat God kan verheerlik. Tweedens sien ons, hy neem die vrymoedigheid om hierdie woord nie net op te fokus nie, maar ook om die woord te verkondig. Hy sê, laat nie toe dat probleme die prediking besoedel nie. Maar hy kom fokus op hierdie gedagte dat Paulus hou aan om die evangelie te verkondig. Nie gefokus op die mense issues en die mense dinge nie. Nie gefokus op die lasterlike dinge wat rondom aan die gang was nie. Nie gefokus op die seer wat daar rondom aan die gang was nie. Maar net op die antwoord wat in die woord is. En hy dra dit oor. Want hy dra hierdie woord uit wat lewegewend is. Hierdie God gegewe woord wat God in sy primêre intensie vir die mens gesê het, dis wat nodig is. Al die ander boeke, waar daar soveel miljoene van is, kan een kant geskei word. Maar hierdie een boek, die woord van God, is wat nodig is om te verkondig. En daarin word God verheerlik. Paulus kies om dit te doen vir die Heer van die Here. En daar in jou familie kan jy die woord van God verkondig. Daar in jou werksplek kan jy die woord van God verkondig. En die feit van die saak is, en ons het nou net daar binnekant, toe ons sit en saam bid oor hierdie gedagte gedink, is dat 'n mens kan baie maklik deur die lewe gaan, en baie keer gebeur dit so, dat daar niks gebeur in jou familie nie, tot die dag wanneer jou kop neer lê, dan draai die kinders die een na die ander een. Want die woord is verkondig. Ja, Paulus moes ook God verheerlik deur die motief van sy hart te ondersoek. Hy moes homself toets voor die Here. Hy kon geplaag gewees het oor sy gewildheid. Hy kon gefokus gewees het op hoe mense hom beleef het en menslike suksesse. Maar God word nie geëer in vleeslike pogings nie. God word nie vereer in menslike handelinge nie. Maar hy word verheerlik in 'n opregte, suiwer hart. En nou weet ek, ons hart is bedrieglik, bo alle dinge. En ek weet, ons vertel vir onsself lang stories. Daarom kon Paulus 'n dienende man gewees het, wat God verheerlik. Want hy kon die motief van sy hart voor die Here kom toets het. En hy hou niks terug nie. En daar's niks wat tussen hom en die Here staan nie. En selfs in die gemeente kon Paulus doen wat hy moet doen, want sy hart was rein voor die Here gewees. En te midde van al die uitdagings, en te midde van al die dinge wat rondom hom gebeur het, en die mishandeling wat oor sy pad gekom het, kon hierdie man sy motiewe voor God getoets het. En daarin was God verheerlik. Doen dit dalk iets wat my way is. Doen dit dalk iets wat vir my voordeel is.
Is ek dalk op een of ander manier 'n rem vir die werk wat gedoen moet word? Is ek dalk die rede waarom dinge nie kan gebeur soos dit moet gebeur nie? Dan is daar 'n fout met die motief van my hart. En dan moet ons die Here vertrou om daardie motief van ons harte vir ons te kom wys. Want wanneer God vir ons die motief van ons harte kom wys, kan hy daarin verheerlik word. Jy kan sê my hart is gerig op die eer van die Here. Maar wat sê my lewe? Doen ek wat ek doen vir die eer van God? En Paulus moes homself op die proef stel, en as Paulus het moes doen, hoeveel te meer nie ek en jy nie. En dis die Here kom wys vir my, of my lewe 'n drankoffer is wat uitgegiet word vir die eer van God. Maar dan gaan ons verder in hierdie gedeelte, en dan wys hy vir ons hoe hierdie motiewe begin sigbaar word. En die volgende wat ek graag wil uitwys is, Paulus kon God verheerlik, omdat hy 'n sorgsame hart gehad het. 1 Tessalonisense 2 vers 7 en vers 8 sê, maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewens, omdat julle vir ons dierbaar geword het. En hy gebruik hierdie beeld van 'n mamma wat haar kinders koester. Ek lees in een van die kommentare wat hy sê, rather than lauding authority over followers, godly leaders are gentle and affectionate, compared to a nursing mother who tenderly cares for her own children. Mooi is dit, nie? 'n Mamma wat 'n ou kindjie vat, wat eintlik nutteloos is en wat eintlik nie homself kan help nie. En daardie ou kindjie sou koester om die beste kans vir daardie kindjie te gee om by die beste potensiaal uit te kom. En sy sal enigiets doen in haar hart en haar lewe. Sy sal alles wat sy het, sal sy neerlê om daardie ou kindjie te kan voed en te kan ondersteun. En ek is nou jammer, ek gebruik 'n voorbeeld, maar ek het dit nou eendag gesien. Toe ek saam met die Feit familie in die hospitaal was met klein Janey wat oorlede is. En toe daardie mamma vir die eerste keer 'n kans kry om 'n ou kindjie te vat en te koester. En sy het geweet sy het net een kans. En nooit weer. En daar sien ek hoe lyk dit as 'n mamma met hierdie hart te doen. Dit praat van 'n hart wat ingestel is op versorging. Soos 'n mamma wat haar lewe sal neerlê vir haar kind. Nou kyk, my vrou is die dominee se vrou en dis wonderlik, né? Maar sy's eerste 'n ma. En ek het al mense gehad wat vir my kwaad was of wat vir haar kwaad was want sy's eerste 'n ma voordat sy die dominee se vrou is. En raak aan haar kind, dan raak sy woes. En dis hoe dit moet wees, julle. Want as jy hierdie sorgsame hart het, sal niks en niemand aan jou kroos raak nie. Sal niemand waag om 'n hand op hulle te lê nie. Want jou hart is sorgsaam besig om jou beste te gee. Nou onthou ek hoeveel kere was daar al 'n ete gewees, wat 'n mens vir ure lank voorberei het, en omdat 'n ou klein lyfie is wat nou moet eet en nou moes drink, dan staan daar die urelange werk van 'n bord kos wat gemaak is, en hy staan en word koud, en hy word dalk nooit eens geëet nie, want daar is 'n sorgsame hart wat eers vir 'n kykie moet sorg. Nou onthou ek van hoeveel keer is daar op 'n bed gelê en dan is 'n ou kindjie wat koud kry. En as die kombers net so bietjie te kort, en dan word die kombers oorgestoot na die ander kant toe. En dan is 'n mamma met 'n sorgsame hart. Is dit nie wat nodig is vir die eer van die Here nie? Dat ek en jy in hierdie lewe daardie verskil sal maak. Want ons weet wat daardie gesegde is, wat sê, the hand that rocks the cradle rules the world. Want 'n mamma met 'n sorgsame hart is die een wat hierdie wêreld kan beheer. Juis oor hierdie dienende, toegewyde, impakvolle lewe van sorgsaamheid vir mense wat in nood is. Daarin word God verheerlik. En elkeen van ons kan getuig van 'n mamma. En mag die Here in ons harte kom inwerk, dat ons sal deel in hierdie sorgsame hart, waarin God verheerlik sal word. Sou 'n mamma met 'n sorgsame hart, maar net eenvoudig wegbly
as haar kindjie nood het? Sou 'n mamma met 'n sorgsame hart dinge doen wat sy weet haar kroos sal seermaak? Sal 'n mamma met 'n sorgsame hart verhinder dat haar kindjie haar volle potensiaal kan bereik? Sal 'n mamma met 'n sorgsame hart enigstens terugstaan en sien hoe dat 'n ou kindjie kwyn en nie omgee nie? Jy sien, ons kan baie maal praat oor sorgsaamheid. En ons kan so besorgd oorkom, want ons harte is ver van dit af. 'n Mamma sal enigiets prysgee as sy 'n sorgsame hart het. Maar net om 'n ou kindjie teen haar vas te druk. 'n Sorgsame hart het altyd oop arms. 'n Sorgsame hart sal altyd agteroorbuig om te kan ondersteun. 'n Sorgsame hart sal altyd beskerm raak aan my kind en die hel sal jou kom haal. 'n Sorgsame hart sal alles wat mag seermaak verhinder. Wat is daar vandag wat jou verhinder om die wie God aan jou toevertrou het met hierdie sorgsame hart te versorg? Want in daardie versorging word God verheerlik. Maar God verheerlikende lewe offer ook jouself. Paulus het nie alleen die boodskap afgelewer nie, hy het homself geoffer. Al sy krag het hy op die lyn neergesit, al sy tyd het hy neergelê, al sy energie, alles wat hy het, sy hele besigheid, sy hele pedigree, alles wat Paulus ooit kon wees, het hy op daardie lyn neergesit vir hierdie doel, sodat die God van die heelal verheerlik sou word. En hy het niks teruggehou nie. Paulus het nie sy tyd teruggehou nie. Hy het nie 'n stukkie van sy tyd teruggehou nie. Hy het 3 sendingreise gaan doen, al moes hy dit alleen doen. Paulus het nie sy energie teruggehou nie, hy het homself uitgegiet as 'n drankoffer, sê die woord van die Here. Paulus het nie sy gesondheid teruggehou nie, hy was tevrede om aan te gaan met die werk, al sit hy met die doring in die vlees. Paulus het nie sy gemoed teruggehou nie, hy het nie sy besigheid teruggehou nie, al sy potensiaal het hy geoffer vir die verheerliking van die Here. Alles sodat God se kudde versorg kan word. Wat 'n kosbare voorbeeld van iemand wat sê ek's bereid om myself te offer. Vriende, ek en jy kan baie praat oor selfoffer. Maar dis wanneer dit kom by die moeilike tye. In die vroeë oggende op jou knieë voor die Here. Wanneer ons saam moet kom as 'n kudde van die Here saam moet bid. Wanneer ons tyd moet uitkoop om God se aangesig te soek. Wanneer ons erns moet maak om die Here te soek in die detail van ons lewens. Ja, ons sal vroeg by die werk wees, ons sal vroeg op die kantoor wees, ons sal vroeg baie snaakse dinge doen, maar vroeg by die kerk, nee wag, doen nie. Nog 'n keer by die kerk, nog 'n geleentheid, nog 'n besigheid, nog julle verstaan nie, daar's net te veel dinge in die gang. Maar as ons regtig onsself offer, hoe anders sou kerk wees nie gelyk het nie. Hoe anders sou die verheerliking van God nie gelyk het nie. Sal ons soos Paulus daardie selfopofferende dienende leier kan wees? Ek dink baie keer dit is 'n wanindruk. Want ergens moet iemand iets offer. Vriende, ek wil nie in hierdie kerk enigiets beheer nie. Maar ek's bereid om my hande af te werk vir die eer van God. En ek kan nie omgee wie in die pad staan nie. Maar vir God se eer sal ek leef. En ek sal alles die stryd werp daarvoor. En jy het 'n keuse. Jy kan saam by daarvoor leef. Jy kan saam by jouself opoffer. Ek kan nie omgee of ek in die tuig mekaar in sakke weggedra word nie. Dan doen ek dit vir die eer van God. Paulus het 'n besondere voorbeeld vir ons gelos. Want hy het hard gewerk vir die eer van die Here. Dag en nag het hierdie man gewerk vir die eer van God, sodat hy vir niemand te las moes wees nie. Hierdie ou het homself uitverkoop. As dit dag was, het hy gewerk onder die kudde, en in die nag het hy gewerk in sy besigheid. Hy het aangehou werk sodat hy vir niemand die las swaar moes maak nie. Hy wou net fokus sodat hy God kan verheerlik in elke deel van wat hy doen. 1 Tessalonisense 2 vers 9 sê, julle onthou tog broeders,
ons arbeid en inspanning. Want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Hy het so hard gewerk, dat het hom sy gesondheid gekos het. En hy het nie vir 'n oomblik teruggekyk en gesê, "Sjoe, ek moes dit dalk nie gedoen het nie." Hy het dit gedoen om te kan weer lê waar hy moes weer lê. Hy het dit gedoen om sonde te kan hanteer waar hy sonde moes hanteer. Hy het dit gedoen om te bou waar hy moes bou. Hy het dit gedoen om te breek waar hy moes breek. Maar hy het nooit opgehou werk nie, want het gegaan oor die eer van God. En ek wonder, wat sê jou my werk vir die saak van die Here, van die eer van die Here? Hoeveel keer verhinder ons mekaar dalk om vir God se eer te werk? Hoeveel keer staan ons dalk nie in die pad om vir God se eer te werk nie? Hy moet ons soos Paulus bereid wees om ons alles in te sit in hierdie werk vir die eer van die Here. Want as ek terugdink aan die Ou Testament, dan sien ek hoe hulle 'n tabernakel gebou het, wat as jy hom vandag moet bou, is daar niemand in die aarde wat genoeg geld het om ons te bou nie. Want dis hoeveel werk God verwag vir die plek waarin sy teenwoordigheid sigbaar is. Toe kom hulle later jare en hulle bou 'n tempel. Ons het net laasweek gehoor toe Piet daarvan gepraat het oor die prys wat dit gekos het om hierdie tempel te kan bou, want dit was die plek waar die beeld van God se teenwoordigheid in die volk was. In die oomblik toe hierdie mense in ballingskap weggevoer word, in die oomblik toe God se teenwoordigheid nie daar was nie, toe breek hulle hierdie plek af tot die laaste baksteen. Want dis wat die duiwel doen. En nou vra ek die vraag: hoe hard werk ek en jy om die bakstene bo op mekaar terug te sit? Vir die huis van God, wat baie keer uit mekaar uitval. Vir die tempel, wat baie maal in die kortste end trek. Ja, ons kan baie praat oor die stene wat nie meer op hulle plek is nie. Ons kan baie praat oor die dinge wat nie is wat dit moet wees nie. Maar wie werk en hoe hard werk ons, sodat God se eer op hierdie plek kan rus? Vir baie mense was Noag dalk 'n struikelblok. Ek wonder as Noag in ons kerk was, wat sou van hom gesê geword het. Tog was hy die prediker van geregtigheid. Ons het dalk gesê, ag nee, hy dink hy's superheilig. Nee, ons het dalk gesê, nee wat, hy dink hy's die een. Hy dink hy's die man. Wel, hy was toe nou die man wat God gekies het om 'n ark te bou. En as dit nie was nie, waar was ek en jy dan? En so kom die Here en hy het manne en vroue soos ek en jy nodig om hard te werk. Om ons nie te skaam vir die werk nie. Nee, eintlik moet ek vir jou sê, sies man, as jy lei wegsteek, terwyl ons moet bou en werk vir die eer van God. Skaam jou. Ja, ons werk baie keer baie hard vir baie dinge, maar hoe hard werk ons vir die eer van die Here? Hierdie man se hart was dat niemand sou omkeer nie. Niemand sou in sy pad staan nie. Come hell or high water, jy sou nie vir Paulus kry om op te hou werk nie. Want God se eer was op die spel. Wat maak ons? Want dit kom by hoe hard ons werk vir die eer van die Here. Laastens sien ons, hierdie man Paulus stel vir ons 'n kosbare voorbeeld van hoe dit lyk om te leef vir die eer van die Here. 1 Tessalonisense 3 vers 6 sê, maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het, en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou, en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Want hy was 'n mooi voorbeeld vir hierdie mense gewees. Vers 7 tot vers 9 sê, want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie ordelik onder julle gedra nie, want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie, verskoon tog. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. En dan hierdie woorde. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel, dat julle ons kan navolg. Paulus stel dit so, dat hy het liewer gewerk met alles wat hy het, sodat hy daardie voorbeeld kan wees van wat God se verwagting is.
En omdat hy hierdie voorbeeld was, kon mense hom nagevolg het, en hoe mooi is dit nou nie? Mense kon hom nagevolg het, en in hierdie navolging sou daar orde gekom het. In hierdie navolging sou daar verantwoordelikheid gekom het. In hierdie navolging sou daar iets besonders gebeur het in hierdie kerk wees, in hierdie kind van God wees, in hierdie werksplek, in hierdie familie, in hierdie kudde, in hierdie gesin. En as jy hom sou gevolg het, sou jy nader aan die Here gekom het. So kom ek vra die vraag. As ek en jy vandag die voorbeeld moet wees, en ander mense moet jou en my volg, en ons navolgers wees, hoe naby aan God gaan hulle kom? Wat 'n voorbeeld is ons van hoe ons probleme hanteer? Wat 'n voorbeeld is ons van hoe ons trauma hanteer? Wat 'n voorbeeld is ons van hoe ons seer hanteer? Wat 'n voorbeeld is ons oor hoe ons gemak hanteer? Wat 'n voorbeeld is ons oor hoe ons verantwoordelikheid hanteer? En wat 'n navolgingskap is daar in jou en my lewe? Dit tref nogal, né? As jou en my kind eerlik moet wees vandag, wat sal hulle opinie wees van jou en my voorbeeld? As ons dink aan hierdie boodskap. As die mense saam met wie ons werk moet eerlik wees, as die mense met wie ons te doen kry daar langs die pad moet eerlik wees, wat 'n voorbeeld sal ons wees? En hoe ver sal hulle kom as hulle jou en my voorbeeld sal navolg? Kyk hierdie voorbeeld van 'n begeerte wat ons in Paulus sien. 2 Korintiërs 12 vers 14 sê, kyk, vir die 3de keer is ek gereed om na julle te kom. En ek sal julle nie lastig val nie, want ek soek nie julle goed nie, maar julle self. Ek wil nie julle rykdom hê nie. Ek wil nie jou besittings hê nie, ek wil nie jou paleis hê nie, ek wil nie, ek soek net jou siel vir die eer van die Here. Wat 'n mooi begeerte. Wat 'n mooi behoefte wat in hierdie man se hart brand. Hy wil net daar die voorbeeld wees waar mense kan volg, en as hulle hom volg, gaan hulle naby aan Jesus kom. Vers 15 sê, en ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al word ek terwyl ek oorvloedig liefhet minder bemin. Haat my maar, is okay. Kom uit naby aan die Here. En aan eindig hy af en sê, laat dit maar so wees. So wat 'n mooi voorbeeld. Haat my, maar kom net naby aan hom. 'n voorbeeld waarin hy homself moet weggee. 'n voorbeeld waarin hy sy liefde moet uitgiet. 'n voorbeeld waarin hy homself moet uitgiet, waar van hom niks oorbly nie. Kostelik. So wat 'n voorbeeld is ek en jy van reinheid. Wat 'n voorbeeld is ek en jy van rein motiewe. Wat 'n voorbeeld is ek en jy van sonder bedrog. Wat 'n voorbeeld is ek en jy om alles op die altaar neer te sit. Want 'n God verheerlikende lewe is nie maklik nie. Maar ek en jy is geroep vir sy koninkryk en vir sy heerlikheid. En as ons dit kan doen, dan leef ons in dankbaarheid voor God vir die werk wat hy in ons harte kom doen. En ons gaan deur dieselfde dinge, sê vers 14, maar dan kom by vers 16, dan sê vers 16 hierdie moeilike woorde. Soms was Paulus verhinder. En soms word ons verhinder, vriende. Vir wat ook al die rede mag wees. En dan kom hy in vers 17 met hierdie mooi woorde. Hy was dalk verhinder gewees in vers 16. Hy was fisies van hulle geskei gewees, maar nooit in sy hart nie. Want God was daarin verheerlik, toe sy hart hulle hart is. En Paulus erken dat hy deur die duiwel self verhinder is. En dan kom hy by vers 19 en vers 20 en dan sê hy vir hierdie mense, hulle is sy beloning. Word ons nie baie maal underpaid nie, wanneer ons mekaar se beloning veronderstel is om te wees nie. Wanneer ons mekaar se loon is, en ons eintlik maar 'n tekort het. So mag die Here vir jou en vir my help, om hierdie voorbeeld te wees in die dag waarin ons is. In ons vriendskappe, in ons gesinne, in ons families, in ons omgewing, ook in ons werk, ook in die kerk.
Dis hoe God verheerlik kan word. En dis maar net een hoofstuk. Kan jy dink as ons net hierdie een boodskap dwars deur die hele Bybel moet trek? Hoeveel punte van God verheerlikende dinge gaan daar uitkom, as ons vir 'n oomblik gaan stil word, en God vertrou en sê, Here, praat met ons. Hoe kan ek U meer tot heerlikheid wees? Mag die Here ons help. Kom ons buig ons harte. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om in hierdie aand na U woord te kan luister. En deur U Gees te beleef voordat U met ons bemoeienis maak. Here, ons wil so graag God verheerlikende lewens leef. En dwars deur die woord is daar soveel voorbeelde vir ons. Maar Here, soms word ons verhinder. Deur vriende, deur omstandighede, deur baie dinge. En Here, wil ons U vandag kom vertrou, dat U die naprediker van U woord sal wees, om enige hindernis uit die pad uit te kom wegneem, wat ons verhinder om vir God se verheerliking te kan leef. Here, kom bereik U doel, kom volbring U werk in ons lewens. Here, ons is oop en ontvanklik. En Here, ons het U so nodig, om ons hiervoor te help. Daarom kom buig ons harte, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan staan en gaan ons lied saam sing, wanneer ons die noot van die klankbaan ontvang. Voor jy vanaand loop, raak in jou hart stil voor die Here. En vra hom om vir jou te kom wys wat daar is waarin jy God nie verheerlik nie. En kom ons raak kreatief om die dinge in ons lewens te vind. Want ek dink as ons regtig op daardie plek kom, sal ons geskit word. Kom drink 'n koppie koffie saam na die tyd. Jy is baie welkom. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teere opsoekende gemeenskap van die God van die heelal met die elkeen wees, tot hy ons kom haal. Amen.